altyd lekker in die huis van die Here. Ek kan die sit lekker neem, of ek sê, ek is dankbaar en bly om in die huis van die Here te wees. Ek sê vir die muziek van dankie, altyd lekker om saam dan in die naam van die Here groot te maak. Ek hoef jou langs jou, sê vir hom onthou vandag. Onthou vandag. Halleluja, loof die Here. As jy Bybel saamgebring het, blaai vir ons saam in Josua, die 4de hoofstuk toe, ons gaan daar vers 5 en vers 6 saam lees. Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here, julle God tot binne die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees, as julle kinders vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanmôre oor ons, en dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid oor Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanmôre sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vul ons toe met die liefde en die genade, en dankie dat ons weet, Here, U is in hierdie plek, om met elkeen van ons te praat. Ek eer U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen, halleluja. Ek gaan kyk na hierdie gedeelte in die woord van die Here. Maar daar is iets wat vir my verskriklik interessant is, en dit is dat, dis nadat Moses afgesterf het en Joshua die volk gekry het en hulle moet deur die Jordaan trek om na die beloofde land toe te gaan, en terwyl hulle daar staan, toe sê die Here vir hom, vat die priesters en laat hulle die verbondsark op hulle skouers stel en laat hulle in die Jordaan instap dat die water kan keer. Die Bybel sê dat die water het gestop, dat hulle droogvoets kon deurgaan, maar hy sê vir hulle, tel vir elkeen van julle, vir die volk, vir elke stam wat ons het, 12 klippe, tel vir ons 12 klippe op, dat ons dit kan pak as 'n monument, as 'n bewys dat iets hier gebeur het. Nou, dis hoekom ek nou vir jou gesê het, onthou hierdie dag, want van hierdie dag af, gaan daar iets in jou lewe gebeur, wat totaal en al 'n verandering kan bring. Ek wil hê dit vanmôre verstaan, en daarom wil ek vanmôre vir jou sê, miskien is dit tyd om 'n klip op te tel en saam te dra vanmôre, want daar's iets wat op pad is, wat groter gaan wees as ek en jy. Nou, ek het iets gaan kyk en ek het gesien dat die vyand probeer sy beste om mense se lewens te verwoes. Dis nogal snaaks dat daar soveel mense is wat baie keer telling hou oor die sonde wat ons doen. Daar's mense wat telling hou. Ek het gisteraan, toe kyk ek so vinnig op YouTube, toe hulle daar die 15 grootste predikers en wat elkeen se sonde was en elkeen se probleempie nou was, kan ek dit maar sê, sy oortreding, en hulle dit probeer uitbuit om vir die mense te wys dat hierdie ouens is slegte ouens. En dadelik kom dit by my op, ek dank God, ek is nie perfek vanmôre nie, want ek weet vanmôre, ek het foute, ek het probleme, ek het oortredinge, ek weet dit vanmôre, en weet wat, dit maak nie van my 'n slegte mens nie, dit maak van my 'n kind van God, wat vergewe is, en gewas is, deur die bloed van Christus Jesus. Dit maak van my 'n persoon, wat vanmôre kan sê, ek weet hoe dit voel, om verloren te wees, maar ek dank God, ek weet hoe dit voel, om vry te wees, deur Christus Jesus, wat my die krag gee. Jy sien, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het in my hart op, dat Joshua staan daar, en hy wil iets nalaat vir sy kinders. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, die
jou nalatenskap vir die geslag hierna. Pastor, wat probeer jy sê vanmôre? Die vyand wil jou toekoms verwoes, dat daar geen nalatenskap vir jou kinders is nie. En dadelik, toe kom die beeld van Dawid by my op, wat as 'n jong seun gesalf word as 'n koning. Hy word gesalf as iemand wat God wil gebruik in die toekoms. Ek wil dit hoor vanmôre. Daar's toekomsplanne met Dawid se lewe. Maar wat is die grootste probleem? Die vyand probeer sy toekoms ruïneer. Ek wil dit hoor vanmôre. Want die oomblik toe ek hierna gaan staan en kyk, toe begin ek te besef, daar sekere dinge wat in Dawid se lewe gebeur het, wat vanmôre die oorsaak is, dat ons nie kan sê hy was perfek nie. Ons kan nie sê hy was die beste man nie. Ons kan nie sê hy was groot en magtig nie. Maar wat ons wel kan sê is, hy was 'n man wat afhanklik was van 'n lewendige God, wat hy geweet, my krag is in die Here, my sterkte is in die koning van die konings en die Here van die leerskare. Dis snaaks dat wanneer jy toekomsplanne het, daar wees het. Dis snaaks dat wanneer dinge nie is soos wat jy dit wil hê nie, dat ons baie keer besluit om te draai en liewers weg te stap. Het is nogal snaaks dat ek hierdie gedrag baie maal sien, dan wonder ek wonder of besef jy, die vyand besig om jou toekoms te probeer ruïneer. Hy's besig om te probeer kyk of hy jou kan wegkry van God af. Hy's besig om te kyk of hy jou kinders, jou nageslag kan wegtrek van God af. Pastoor, deur my, ja, deur jou, want jy moet 'n nalatenskap laat vir jou kinders eendag. Jy sien, dis wanneer ek te staan kom voor reëse, dat ek moet besef, daar's 'n groter en 'n magtige roeping wat God op ons lewens geplaas het, wat hy vanmôre na soek. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, vergewe my as ek dalk so 'n bietjie op jou tone trap, maar ek wil dit vanmôre hoor. Jy ruïneer jou toekoms deur die besluite wat ek en jy maak. Jy sien, toe ek hierna gaan kyk, toe besef ek dat ek en jy staan vanmôre op 'n sekere plek in ons lewe waar besluite belangrik is. My besluit beïnvloed my dag van môre. My besluit wat ek vandag doen, beïnvloed wat môre in my lewe gaan gebeur. En dadelik begin die Here met my daaroor te praat, want jy sien, ek sien hierso dat Josua probeer om die ouens te kry om te sê, manne, ek wil hê julle moet hier 'n altaar bou, ek wil hê julle moet hier 'n monument bou. Maar hoekom? Sodat julle kinders eendag, en wanneer hulle vra, wat het hier gebeur, dat julle kinders kan sê, kan sê, my kind, jy weet dit nie, maar hierdie klippe het 'n getuienis vanmôre, dat daar was 'n dag wat ons hier moes deurgaan, en ons het nie geweet hoe nie, maar God het 'n antwoord gegee op 'n bonatuurlike manier, en ek kan verwys, hy is die koning van die konings en die Here van die leerskare. Jy sien, dis baie keer in ons omstandighede dat ons besluit wat moet gebeur. As ek deur 'n rivier moet gaan en hulle sê vir my, tel 'n klip op, dan gaan ek jou vra, wil jy my versuip? Ek is klaar swaar genoeg, ek het nie nog 'n klip nodig om onder te hou nie. Maar hier kom Joshua en hy sê, tel 'n klip op, manne. I need you to pick up something that's going to be a reminder to me and you. Kan ek dit maar vanmôre vir jou sê? Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, moet 'n klip begin optel en sê, weet jy wat? Hierdie was dalk my grootste las.
hierdie was dalk my grootste probleem, hierdie was dalk my grootste trigger, maar ek kom vanmôre neersit as 'n bewys dat God het my van daar af gevat hiernatoe, en daar was niks wat die vyand kon doen om my daar te hou nie. Kan ek dit vanmôre sê, die vyand is 'n leienaar, hy lieg vir jou, hy lieg oor jou toekoms, hy lieg oor jou verlede, hy lieg oor die dinge wat hy dink jy wil hê. Ek wil vanmôre vir jou sê, sy mooi praatjies is klaar 'n leuen vanmôre. God sê, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Ek wil jou vat van een plek na die ander plek, en ander moet sien, ander moet weet dat ek jou God is. Ek volg die storie of die oorlog op die oomblik in Iran en Irak baie nouliks na. Ek hou daarvan. Dis interessant. Ek weet nie of julle gesien nie, maar na al die aanslag en al die goed wat gebeur het, toe kry Iran nog 2 aardbewings. En daar's 'n bewys, daar's 'n groter hand. Man, 'n bom kan hulle tydelik ruk, maar 'n aardbewing ruk tot in die fundament toe. Ek wil liewer dit vanmôre verstaan, dat ons God is besig om toe te tree tot hulle stryd. Waarom sê ek dit? Want Israel is God se volk. En dadelik begin dit in my hart op te kom. Ek wonder hoeveel van ons mense wat vanmôre hier sit, het gedink, die Israel het droog gemaak. Ek weet nie hoe gaan daai klein landjie, daai groot land aanvat nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, as God aan jou kant is daar niks wat jy nie kan doen nie. As God aan jou kant is jy in staat om oorwinning op oorwinning op oorwinning te behaal. Dit het my dadelik laat dink, Annelie was iemand wat verskriklik lief was van navorsing, en sy het seker snaaks so goed gedoen. En eendag toe gaan tik sy op YouTube en all the miracles for Israel during war. Daar was 'n stadium wat Israel deur 'n woestynplek moes trek om by die ander kant te kom waar die vyand is. En die Bybel sê, toe hulle op 'n sekere plek kom, toe kom daar wind op wat 'n stofstorm veroorsaak. So erg dat hulle tot stilstand moes kom en wag dat die wind ophou waai voordat hulle verder kon gaan. Het men het hulle geweet dat hierdie stofstorm is nie deur die vyand bewerkstellig nie, maar deur 'n lewendige God. Want toe hulle die wind gaan lê en die sand weg is, toe lê die landmyne oop oor die plek waar hulle sou geloop het. En dadelik besef ek, as ek en jy vanmôre in hom vertrou, hy sal vanmôre ons paaie gelyk maak. Hy sal vanmôre ons probleme in die pad uitvat. Maar ek moet 'n klip kom neersit, dat my kinders vra, "Pa, hoe kom lê hierdie klip hier?" Dan kan ek sê, "My kind, daar was 'n dag wat God my gevat het van duisternis na lig toe. Daar was 'n dag gewees wat ek gedink het, ek gaan dit nie maak nie, maar hy het my gevat en my uitgetel." Ek weet nie van jou nie, maar ek het vanmôre rede dat my hart kan juig, want ek weet wie my God is. Kyk gou vir die ou landshow en sê vir hom, onthou vandag. Ek wil hê jy moet vandag vir my iets doen. As jy by die huis kom, of het so 'n klip is en of het so 'n klip is, jy moet die klip optel. En jy moet hom ergens gaan neersit naby jou hek. Want elke keer as jy daar verbyloop, moet jy hom kan sien en sê, ek gaan hierdie dag en herinnering roep. Hoekom wil ek dit? Ek moet dit doen vanmôre, want God het my gisterand gesê, dit wat jy vanmôre vrees, dit wat jy vanmôre oor bekommerd is,
You must be reminded every time you pass it. Ek beleef dit vanmorgen verstaan, dat te veel keer in ons lewe herinner die duivel ons aan die verkeerde goed. Ek wil begin klaarmaak. Jy sien, daar moet 'n wonderwerk plaasvind, wanneer ek dinge begin opbou en regkry. Daar moet iets plaasvind, maar hoe gaan dit gebeur as ek nie die besluit maak en op God vertrou nie? Jy sien, my grootste probleem is, ons vertroue is nie altyd in God nie. So waarvan praat jy? Ek praat daarvan, solang as jy in beheer wil wees, kan ek jy die waarborg gee, jy sal nie wonderwerk sien nie. It's not about you. Pastoor, ek soek 'n verandering in my huwelik, ek soek 'n verandering in my gesondheid, ek soek 'n verandering in my finansies, ek soek verandering, ek soek my kinders moet die Here dien. Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, you need to start to trust in God. Ek het so groot klip wat in my tuin is. En elke oggend as ek uit reverse, dan moet ek kyk waar is die klip. En ek het nog gedink, ek moet so 'n bietjie grou en kyk hoe diep is die klip, laat ek hom kan probeer skuif. En gisterand terwyl ek voor die Here lê, toe sê die Here, jy los hy klip net waar hy is. Ek het hom daar neergesit met 'n rede. En ek sê, Here, wat is die rede? Hy sê, op hierdie dag. Wanneer jy uit reverse, dan kom my kameraatjie aan, wat agter my wys. En elke keer as ek na by die klip kom, dan moet ek stop. En die Here sê vir my, elke keer as jy daai kamera sien, want jy sien hom nie as jy verby stap nie. Maar elke keer as jy reverse en jy sien die klip, moet jy weet, van hierdie dag af, gaan ek jou omstandighede verander. Van hierdie dag af, gaan ek jou lewe verander. Van hierdie dag af, gaan ek jou verhouding verander. Maar, jy moet 'n klip neersit, om te sê, dis die bewys, God het met my gepraat daaroor. Kan ek het vanmorgen sê en vergewe my. Joshua was lang al dood. Die 12 manne wat hierdie groot klippe daar behoop gepak het, was lang al dood. Maar wanneer mense daar verby stap, het hulle gewonder, wat het gebeur? Het dit 'n pa gevat, om sy sin, om sy kind te leer. Dit het 'n ma gevat, om die kind te leer, my kind, there was no way through, but God made a way where there seems to be no way. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, as God het verander kan doen, kan hy dit vir jou ook doen. As God het vir hulle kan doen, kan hy het vir my en jou ook doen. En weet wat het ek gesien? Hierdie klippe was nie afsonderlik neergesit nie, maar hulle was saam op 'n hoop neergesit. Ek beleef my hoor. Hoeveel keer het God jou al uitgehaal? Hoeveel keer was daar 'n aanslag op jou lewe? Hoeveel keer het God jou beskerm? Hoeveel keer kan jy terugkom en sê, ek weet nie hoe jy deurgekom het nie, maar God het, dis tyd om nog 'n klip neer te sit. Van elke klip gaan 'n getuienis wees. En as my seun vra, pa, hoekom
sit hierdie klippe neer, dan wil ek vir hom sê, sien jy hierheen, die vyand het my lewe probeer steel, maar God het ander planne gehad. Sien jy hierheen, my finansies was geruïneer, maar God het ander planne gehad. Sien jy hierheen, my huwelik was op die rotse, maar God het ander planne gehad. This is going to be my testimony. Ek weet nie van jou nie, maar ek weier om verder te luister na die leuns van die vyand. Wat sê jy as die duiwel vir jou gaan sê? Daar is nie God nie, man. Daar is jou goeie beplanning, of jou gladde bek wat jy dit uitgepraat het, of daar was, man, dit was nie rarig kanker nie, dit was iets anders. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê? Hy is die leenaar. And he's trying to ruin you. He's trying to destroy your destiny. Ek weet nie van jou nie, maar ek het rede om 'n klip op te tel vanmôre. Kan ek vir jou sê wat is die grootste probleem? Vergewe my. Baie mense tel klippe op net om te gooi. Ek wil nie vanmôre 'n klip optel om te gooi nie. Ek wil 'n klip optel om neer te sit as die bewys. God het 'n belofte gemaak. En hy sal my nie begewe nie, en hy sal my nie verlaat nie. God het 'n belofte gemaak. Hy sal my aanraak. God het my 'n belofte gemaak. Daar's groter dinge wat voor lê. Iemand het eendag vir my gesê, pastoor, ek weet nie eens of die moeite werd is om die Here te dien nie, maar die aanslag is so groot. Dus ek moet prys die Here. Hoe groot is jou lees? Want as jy deur hierheen kan kom, kan jy weet, die beste lê voor. God het jou geroep na beter dinge. God het jou geroep om groter en beter dinge te sien, maar jy sal het vertel en 'n nalatenskap opbou, dat ander kan sien wat God vir jou gedoen het. Ek wil nie gou vanmôre vir my mooi luister en met my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Dit help nie, jy bou 'n altaar op en jy loop daarvan af weg en jy gaan doen dieselfde goed wat jy gedoen het nie. Dan kan jy afbreek wat jy gebou het. Ander mense moet sien wat God in jou lewe gedoen het. Amen. Dit is jou testimony. Dit is jou getuienis. Miskien het jy daar by die werk groot probleem met jy deurgegaan het. Miskien moet jy 'n klip vat en sommer langs die kant gaan neersit. Hands in die tuin gaan neersit. As iemand jou vra, wat gaan aan? Sê net, oh, there's a reminder. Het iets gebeur. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie my testimony, ek wil nie my klip neersit op plekke waar dit nie gebeur het nie. Ek wil my klippe gaan neersit op plekke waar met God ontmoet het. Waar God wonders en tekens laat gebeur het. Kan ek het vanmorgen vir jou sê,
toe hulle klaar deurgetrek het, het die rivier deurgevloei. Wat probeer ek vir jou sê? Moenie dink dat wonderwerke is permanent nie. Lazarus is uit die dood uit opgewek, het nie dood gegaan. Die rivier gaan weer spoel. Maar ek het 'n getuienis van hoe dit lyk as hy een kant nie meer kan spoel nie en die ander water wegspoel. I know what it looks like. Elke oog verbuig, elke oog gesluit, oor die niemand betrapt het. Miskien het God jou vanmorgen hierna te gebring om 'n besluit te maak. Ek moet 'n klip optel. Here, elke keer as ek hom sien, wil ek onthou wat God gedoen het. Here, ek gaan dalk nou deur 'n krisis in my lewe, ek gaan dalk nou deur 'n probleem, maar ek gaan so lank die klip optel. Want ek weet, God gaan my hier neerdra. As jy vanmorgen hier sit, en jy sê, Here, ek moet vanmorgen 'n klip optel, steek op jou hand na God, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die vergadering opgaan. Wil jou vra as jou hand opgesteek het, sal die saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jy kan klippe oppak soveel as wat jy wil, sonder God sal het nie staande bly nie. Ek wil net hoor vanmorgen, Jesus Christus het aan 'n kruis gesterf vir al jou sondes en al jou ongeregtighede, en dis reeds hy wat vanmorgen wil hê jy moet hoor. Jy kan nie 'n klip neersit as jy nie die stryd klaar beklei het nie. As jy sê vanmorgen ek is klaar met dit, sit neer jou klip. As jy vanmorgen sê hierdie is my bewys, sit neer jou klip. Want God gaan vanmorgen harte en lewens verander. Onze Vader wat in die hemel is. Here, laat u naam geheilig word. O, dat elke een u naam sal heilig en uitroep heilig, heilig, heilig is die Here, God almagtig. En ek moet vanmorgen begin weer te sê, vyand, lang genoeg het jy my bang gepraat, lang genoeg het jy gesê, dis op die rots en dit gaan nie gebeur nie, lang genoeg het jy gelieg. Ek wil vanmorgen 'n klip neersit as 'n bewys dat God is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Here, ek wil vanmorgen 'n klip kom neersit as 'n bewys waar u my uitgehaal het en my geplaas het. Here, ek wil vanmorgen kom en ek wil vra dat u vanmorgen my hart sal verander. Here, die harte van klip wat vanmorgen voor u staan, van die klippe,
en sit dit vanmôre op die altaar neer, want God is besig om 'n verandering in jou binneste te bring. Ek wil vanmôre bid, Here, dat ander die klippe sal sien, dat my kinders die klippe sal sien. En as hulle my vra, pa, is dit die klippe, van die klippe wat jy gekou het in die lewe, dan sê ek, nee, dis die bewys van die grootte van die probleem. Maar God het my daardeur gebring. En Here, ek dank U vir dit wat U vanmôre in ons harte en in ons lewens doen. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar's niemand soos Koning Jesus nie. Aan U kom toe al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen. Kan die sitplekke neem, terwyl die musiekspan na vore kom, wil ek die laaste gedagte met jou deel. My gedagte wat ek vanmôre met jou wil deel is, kyk gou langs, kyk vir jou langs jou, sê vir jou sê, waarom you'll get through this. Jy gaan nie neerkom. Kan ek het vanmôre vir jou sê, wonderwerke kan net gebeur as jy glo. Soos jy vanmôre glo dat God reeds jou probleem, of jou bekommernis, of jou las, of jou uit die pad geruim het, wat ek jou aanmoedig, tel in geloof jou klip op. Want God maak nie foute nie. Pastoor, wat sê ander, as hulle sien ek loop met die klip rond, hulle dink ek die wêreldse laste op my skouers, dis okay. Dan gaan 'n dag kom wat ek op gaan neersit. En dan gaan ek voel hoe dit voel om te kan getuig en te sê, jy het my probeer onderhou, maar jy is nou die bewys dat God het my hier neergevat. Amen. Ons kan allemaal opstaan vir die laaste tyd, en broers wat van help by die opgeraad is, jy gaan na vore kom. So